Kaapse Kompas, kom reis saam. Van berg tot see, ons ken elke naam. Stories, mense, plekke om te sien. Ontdek die Kaap, soos nog nooit tevore nie. Kaapse Kompas. Hallo en welkom by die Kaapse Kompas, die podcast waar ons saam die mooiste plekke, versteekte juwele en ongelooflike ervarings in en om Kaapstad ontdek. Ek is Vicky van Zyl en elke week vat ek jou op 'n nuwe avontuur deur die moederstad. Vandag se episode is perfek vir almal wat dink hulle het al alles in Kaapstad gesien. Want vandag deel ek 10 museums in Kaapstad wat beslis op jou emmerskoplys moet wees. Van ruimte tot geskiedenis, van museums wat jou laat dink, tot plekke waarvan selfs die Kaapenaars nog nooit gehoor het nie. Maak vir jou koffie en sit net gemaklik terug. Kom ons ontdek saam. Nommer 10 op ons lys is Iziko Planetarium en Digitale Dome. Ons begin hoog, letterlik. As jy ooit gewonder het hoe dit sou voel om deur die sterre te vlieg of tussen planete rond te reis sonder om Kaapstad te verlaat, dan moet jy beslis die Iziko Planetarium en Digitale Dome besoek. Hierdie is glad nie meer die ou planetarium wat baie van ons geken het as kinders nie. Na 'n groot opgradering is dit nou een van die mees moderne digitale koepelteaters in Afrika. Die hele dak verander in een reuse skerm wat jou heeltemal omring. Jy kyk nie net na die vertoning nie. Jy voel dit asof jy deel is daarvan. Daar is vertonings oor die heelal, dinosourusse, oseane, wetenskap en selfs die menslike liggaam. Kaartjies kos ongeveer tussen R80 en R100, afhangend van die vertoning. Ek sal hierdie 'n 9 uit 10 gee vir families. Dit is ook 'n uitstekende idee vir 'n reënerige dag. My wenk, bespreek vooraf. Sekere vertonings raak vinnig vol. Nommer 9, die Kasteel van Goeie Hoop. Dit is ongelooflik hoeveel mense elke dag verby hierdie plek ry, maar nog nooit binne-in was nie. Die Kasteel van Goeie Hoop is die oudste koloniale gebou in Suid-Afrika. Wanneer jy hierdie groot houthekke stap, voel dit amper asof jy terugstap in tyd. Daar is museums, historiese kamers, ou soldate in uniforms, kanonne en stories wat meer as 3,5 eeu oud is. As jy fotografie geniet, is hierdie een van my gunsteling plekke. Die klipmure, die binneplein, die lig, alles maak ongelooflike foto's. Kaartjies kos ongeveer tussen R50 en R100. Ek gee hierdie ervaring 8 uit 10. Beplan minstens 2 ure. Nommer 8 op ons lys is die Museum of Illusions. Hier gaan jou brein behoorlik verwar raak. Dit is waarskynlik een van die lekkerste binnehuise aktiwiteite in die Kaap. Elke vertrek speel met perspektief. In een foto lyk jy piepklein en in die volgende lyk jy 2 meter lank. Daar is draaikorridors, spieëls, ligillusies en hope pret. Ek sal eerlik wees, as jy hou van Instagram of TikTok, is hierdie waarskynlik een van my top 3 plekke vir foto's. Kaartjies wissel tussen ongeveer R180 en R250. Bring jou selfoon, jy gaan baie foto's neem. Nommer 7, Iziko Slave Lodge. Hierdie is nie noodwendig 'n lekker ervaring nie, maar dit is beslis een van die belangrikste. Die Slave Lodge vertel die verhale van mense wie se stories lank stil gebly het. Jy stap deur kamers en jy lees persoonlike verhale en begin verstaan hoe diep hierdie geskiedenis steeds vandag voel. Dis 'n museum wat jou laat dink. Ek gee hierdie een 10 uit 10 vir opvoeding. Dis een van daardie plekke waar jy baie stiller uitstap as wat jy ingestap het. Nommer 6, Heart of Cape Town Museum. Hier het wêreldgeskiedenis verander. Op 3 Desember 1967 het professor Christiaan Barnard die wêreld se eerste suksesvolle hartoortplanting uitgevoer. En jy kan vandag nog die oorspronklike operasieteater sien. Die toer is ongelooflik interessant. Selfs mense wat niks van medisyne weet nie, word vasgevang deur die stories. Dis vol oorspronklike toerusting. Daar is foto's, persoonlike stories en feite wat jou verstom. Kaartjies is ongeveer R250 tot R350. Dis dalk een van die duurder plekke op ons lys, maar absoluut die moeite werd. Nommer 5 is Rust en Vreugd Museum. Hierdie is waarskynlik een van die Kaapstad se mees onderskatte museums. Dis klein, dis rustig,
maar is vol karakter. As jy hou van kuns en antieke meubels en ou Kaapse argitektuur, gaan jy hierdie plek beslis geniet. Hier voel dit nooit gejaag nie. Jy stap rustig rond, jy lees, jy neem foto's en jy geniet die stilte. Ek sal hierdie 'n 8/10 gee vir kunsliefhebbers. Nommer 4, die Suid-Afrikaanse Museum. Hier kan jy maklik 'n halfdag spandeer, van dinosourusse tot reuse walvisgeraamtes, Egiptiese mummies, fossiele, voëls en insekte. Elke vertrek vertel 'n ander storie. Kinders geniet dit ongelooflik baie, maar ek dink volwassenes geniet dit amper nog meer. Daar is eenvoudig soveel om te ontdek. As jy net een museum saam met kinders besoek, kies hierdie een. Nommer 3 is die Bo-Kaap Museum. Almal neem foto's van die kleurvolle huise, maar min mense stap by die museum binne. En is jammer, want hier leer jy die ware verhaal van die Bo-Kaap, die geskiedenis, die kultuur, die tradisies en hoe hierdie gemeenskap Kaapstad gevorm het. Na jou besoek kyk jy heeltemal anders na die strate rondom jou. Ek gee hierdie ervaring 9/10. Nommer 2 is die South African Air Force Museum in Eysterplaat. As jy 'n liefde vir vliegtuie, militêre geskiedenis of unieke museums het, is die South African Air Force Museum by Eysterplaat 'n moetbesoek. Die museum huisves 'n indrukwekkende versameling historiese vegvliegtuie, helikopters, vliegtuig-engines en ander lugmaguitstallings. Vrywilligers deel interessante stories oor die vliegtuie en die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse lugmag. Dit is 'n fantastiese uitstappie vir die hele gesin en die beste van alles, die toegang is gratis. Maar donasies is altyd welkom. Op sekere dae kan jy selfs van die vliegtuie van binne besigtig. Nommer 1 op ons lys is die District 6 Museum. Hierdie is nie net 'n museum nie, dit is mense se lewens, dis herinneringe, dis hoop, dis verlies. Wanneer jy deur die uitstallings stap, lees jy name, jy sien foto's en jy hoor stories van mense wat hulle huise moes verlaat. Dis moeilik om nie geraak te word nie. Hier verstaan jy waarom District 6 steeds vandag so belangrik is. As iemand my sou vra, ek het net tyd vir een museum in Kaapstad, dan sal ek sonder twyfel hierdie een aanbeveel. Vir my kry die ervaring 10/10. Nie omdat dit die mooiste museum is nie, maar omdat dit een van die belangrikste stories vertel. En dit bring ons by die einde van vandag se avontuur. Nou wil ek by jou hoor, van hierdie 10 plekke, hoeveel het jy al besoek? En is daar dalk 'n versteekte juweel in Kaapstad wat jy dink meer mense behoort te ontdek? Laat weet my gerus in die kommentaar of op Kaapse Kompas se sosiale media's. Dalk verskyn jou voorstel in 'n toekomstige episode. As jy vandag iets nuuts geleer het, klik gerus follow en subscribe. Volgende week ontdek ons nog ongelooflike plekke, eetplekke en avonture in die moederstad. Tot dan, hou aan ontdek, hou aan verken en onthou. Elke draai in Kaapstad vertel 'n storie. Ek is Vicky van Sail en ek sien jou volgende week weer. Kaapse Kompas, kom reis saam. Van berg tot see, ons ken elke naam. Stories, mense, plekke om te sien. Ontdek die Kaap, soos nog nooit tevore nie. Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas. Hey! Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas. Kaapse Kompas, kom reis saam. Van berg tot see, ons ken elke naam. Stories, mense, plekke om te sien. Ontdek die Kaap, soos nog nooit tevore nie. Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas, Kaapse Kompas. Hey!
Kaapse Kompas.